Goeiedag en welkom hier by Inspireer. Lekker om saam met jou te kuier hierdie week en ons gesels 'n bietjie hierdie week oor vreugde, spesifiek die vreugde van die Here. Die Bybel praat verskeie plekke oor die vreugde van die Here. Nou, as daar een ding is wat ek glo is dit dat ek en jy as ek wil sê Christene, maar as kinders van God moet gelukkig wees en mense moet dit kan sien ook. Ek beleef die laaste tyd te veel Christene wat se fronse swaar is, mense wat met sulke suurgesiggies rondloop. En ek dink dit is moeilik want Christus sê dat ek en jy moet die sout in die lig wees en hy sê ons moet mense inspireer en ons moet mense vertel van hom. Maar ek weet nie van jou nie, dis vir my moeilik om met iemand te praat wat so 'n suurmondjie het en wat sukkel om te glimlag. En ek beleef dat daar sommige Christene is wat sukkel om vreugde in hulle harte regtig net uit te straal. En dis waaroor ons gesels hierdie week, dat ek en jy as gelowige in Christus sy liefde vir mense uitstraal, maar dat ek en jy ook sal wys dat daar vreugde is wanneer ek en jy werklik in hom is en sy gees lei ons en ons is deel van hom. En ek wil graag vanoggend saam met jou lees daarso uit 1 Petrus uit. En 1 Petrus 1 vers 8 sê hy sê vir wie julle al het julle hom nie gesien nie, tog liefhet. En wie julle al sien julle hom nie nou nie, tog glo en julle verbly met onuitspreeklike en heerlike blydskap. Wow. So hy sê al het ek en jy nie nou Christus gesien nie, die feit dat ek en jy hom ken, die feit dat ek en jy weet ons behoort aan hom, dat ons identiteit in hom gevestig is. Met ander woorde, ek en jy weet wie ons is. Ons weet ons is nie van hierdie wêreld nie. Dit wat ons hierso doen maak saak, ja, maar ons weet dat ons is, soos die Engelse sal sê, heaven bound. En dit maak dat ek hierdie blydskap in my het. Die feit dat ek aan Christus behoort. En dit is die blydskap wat ek en jy veronderstel is om uit te leef. Wanneer mense na ons kyk, dan moet ons nie rondloop met suurgesigte en lyk of die wêreld ons onderkry. En as ek hier sit en ek sê vir jou vandag, ag, dit is goed om in die Here te glo. Ek gaan niemand oorreed nie. Tog is dit mense se storie. Dit is hoe mense soms hulle lewens uitbeeld. Mag ek en jy anders doen. Mag ek en jy opgewonde wees omdat ons iets het om aan vas te hou, omdat ons 'n ewige hoop het en sy naam is Christus. So mag ek en jy vriendelik wees. Turn that frown upside down, sê die Engelse. Maar kom ek en jy dien die Here met oorgawe, maar ook so mense. Mag mense ons blydskap en ons vriendelikheid beleef, omdat ek en jy verdiep is in Christus. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons het, Here, om vervul te kan wees met u Gees. Dis my gebed, Here, dat ons net weer eens sal besef wie ons is, Here, wie u sê ons is, en dat ons identiteit in u gevestig is. Ons eer u daarvoor. Dankie dat ons vriendelikheid, ons lig, Here, kan gaan uitstraal vir die wêreld daar buite. Ons eer u daarvoor, in die naam van Jesus. Amen. Jy moet 'n awesome dag hê, lekker glimlag, lekker mense inspireer en ek sien uit om jou môre weer te sien. Totsiens.